In Filippense 4 vers 9 skryf Paulus, God wat vrede gee, sal by julle wees. Hierdie is hierdie mystieke waarheid van die woord van God, dat hy in ons bly en ons in hom. En daarom skryf Paulus soos in Galasiërs 2 vers 20 die volgende getuienis. Hy sê, nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Johannes se evangelie is vol van hierdie beskrywing van ons verhouding met die Here, hierdie een wees met die Here. In Engels word die woord vertaal met abide, en dit staan ten minste 12 keer in Johannes se evangelie. In Johannes 15 vers 4 klink dit amper of Jesus vir ons 'n opdrag gee, as hy sê, julle moet in my bly en ek in julle. En dit het alles te doen met wat Paulus skryf as hy sê God sal by ons wees. Dit beteken baie meer as net sy teenwoordigheid. Dit is beskrywend van sy verhouding met ons, van sy Heilige Gees wat in ons woon. In die Ou Testament het hierdie beskrywing baie keer gepaard gegaan met stilte en om die aangesig of die teenwoordigheid van die Here in daardie stilte te soek. In Psalm 46 vers 11 staan daar in die 83 vertaling, bedaar en erken dat ek die Here is. Maar meer letterlik vertaal is dit eintlik mooi gestel in die boodskap en soos dit ook gesing word, is dit vertaal met wees stil en weet, ek is die Heer. Wees stil. Nou baie keer moet ons eintlik letterlik net gaan stil sit en toelaat dat ons siel ons liggaam 'n bietjie inhaal. Want ons leef nogal in 'n gejaagde wêreld. Die lewe is nogal vinnig. En al leef ons 'n groot deel van ons dag in ons gedagtewêreld, in ons binnewêreld, is ons gewoonlik besig met eksterne goed, eksterne gedagtes, met dinge wat daar buite gebeur. Ons dink gedurig aan ons werk, of aan wat aan die land aangaan, of politiek, of wat in die nuus was, of ons dink aan ons familie of vriende, en soms ook nog aan ons vyande. En hierdie gedagtes kan ons koppe nogal besig hou. Maar om net te kan wees, om net met die Here te kan wees, moet ons stil raak aan die binnekant. Nou dit kan help as jy rustig kan raak in jou tuin, of in die veld, of in die natuur, of sommer net in jou gunsteling gemakstoel in jou eie sitkamer. En as jy dit nou kan doen of later, wil ek jou aanraai, gaan sit net daar vir 'n rukkie en maak jou oë toe en voel net 'n bietjie hoe jy asemhaal. Gee jouself net kans om rustig te raak. Dink aan jou asemhaling en probeer net 'n bietjie stadiger en 'n bietjie dieper asemhaal. Ontspan. As Paulus skryf, ons moet ons gedagtes rig op dit wat waar, edel, reg en rein en mooi is, dan bedoel hy nie ons moet hard werk in ons gedagtes en ons moet planne maak en skedules in ons kop opstel nie. Dit is rustige gedagtes waarvan hy praat, al die mooi dinge. Een manier wat 'n mens nogal baie help om jou gedagtes so tot bedaring te bring en om net te kan wees met die Here, is juis hierdie Psalm 46 vers 11. En ons kan dit nou saam oordink of bid as jy wil, en ek wil jou uitnooi om net rustig te sit daar waar jy is en jou oë toe te maak, en dan lees ek net vir jou die woorde van Psalm 46 vers 11 in die boodskap. Die Here sê, wees stil en weet, ek is die Heer. Wees stil en weet, ek is. Wees stil en weet. Wees stil. Wees. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons ook deur U Gees help om rustig en stil te raak en om sommer net met U te kan wees. En dankie o Heilige Gees dat U in ons is en ons toelaat om net te wees. Amen.